Here, dankie vir die voorreg om ook hierdie erediens aan U toe te wy. Kom dan nou deur U Heilige Gees en breek U woord vir ons oop. Raak my lippe aan met U salwingsolie en maak elke oor gehoorsaam. Maak elke hart ontvanklik om te hoor, te verstaan en te gaan doen met wat U van elkeen van ons vra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dit is baie hartlike goeiemôre ook op hierdie Sondagoggend aan elkeen van julle wat ingeskakel is na hierdie eerste erediens op hierdie Sondag in hierdie nuwe jaar, die 4de Januarie. Nou die tema wat ons het vir hierdie boodskap van vanoggend is eintlik so bietjie snaaks. Dit gaan oor die maag, die geboorte en dan die bakkie. En ek weet geliefdes, ek weet dat God net soos vir jou ook vir my met hierdie tema eintlik kom uitbou het. Hoekom dink jy het God hierdie in die woord gesit? As jy sou twyfel of dit werklik in die woord van God is, dan sal ek jou uit die woord uit kom wys nou. Presies die skrif wat God ons gee. Ekskuus of rondom waar het staan in die woord, rondom hierdie 3 dinge, die maag, die geboorte en die bakkie, die houer. Eerstens die maag. En nou praat ek nie van hoe groot of hoe klein jy dalk mag dink dat jou maag is nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dis binne in jou en my. Dis iets wat ons met die blote oog nie kan sien nie. Maar dit is waar alles gebeur. Dit is waar alles in plek gestel word. Dit is waar alles reggemaak moet word. En dan die geboorte, waar jy dit sien, die manifestasie daarvan. En dan die bakkie, die houer, wat beteken jy wat dit begin leef. Maar geliefdes, soos ons gesê het, alles begin in die maag, binne en selfs met blomme, onder die grond. 'n blommetjie, saadjie ontkiem. Jy kan dit nie sien nie. Maar die geboorte, die manifestasie daarvan, sien jy dit wanneer dit uitkom bo kan die grond. En dan die bakkie beteken eintlik wanneer dit begin 'n blom, dit wat jy kan begin geniet van daardie blom. En daarom het God dit toegelaat. Dit staan in die woord in Genesis 25. Want hierdie, luister baie mooi, is nie net 'n storie van Jakob die bedrieër nie. Want ons weet, die woord Jakob beteken bedrieër nie waar nie. Maar daar is soveel meer in Genesis 25. Luister, jou en my geveg in ons lewe begin eintlik as ware in die maag. Elke woord wat jy sê, elke aksie begin in jou maag, in die geestelike, in die bonatuurlike. Jy sê byvoorbeeld ook, gaan dit nie maak nie. En dan begin die geveg, dan begin die oorlog. Jy het dit met jou mond reeds gesê, dan begin die oorlog. En wat jy sê, word dan in die geestelike riem as ware reggeskuif, of dit word in plek geskuif, en dan manifesteer dit in die vlees, dan leef jy dit. Wanneer jy by die punt sal kom en sê, wel ek het dit eintlik regtig nie gemaak nie. Hoekom is jy dan verbaas? Hoekom is jy het verbaas as jy dit nie maak nie? Jy het dan gesê, jy gaan dit nie maak nie. Wow. Eintlik is dit so logies, wat die woord het vir ons kom sê. Maar dit is so uiters belangrik, geliefdes. In Genesis 25 gaan dit oor Jakob en Esau. Gaan lees gerus daar. En wanneer ons by Esau sou kom, dan sien ons dat Esau het sy eersgeboorte reg prysgegee. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy was honger. Nou luister, die vlees, geliefdes, jou en my vlees, is altyd honger. En daarom, wanneer ons na Hebreërs 12 vers 16 in die woord sou gaan kyk, dan kry ons die voorbeeld ook daar van Esau. Kom ons bly gou so toe. Hebreërs 12 vers 16, daar staan, sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het. Sjoe, ek meen, ons vra hoe dom kon hy regtig gewees het?
Maar wat doen ek en jy elke dag? Want het gaan daaroor dat die vlees is altyd honger. Onthou in Hebreërs 12 vers 16 praat dan, dat wanneer dit gebeur, moet ons waak en ons moet versigtig wees teen, om nie te verval in goddeloosheid of welis of sedeloosheid verval nie. Want die vlees bly honger. En daarom, geliefdes, moet ek en jy so versigtig wees wanneer ons hierdie voorbeeld ook van Esau sien. En ons sien dit is hoekom God dit vir ons gee. Ek is oortuig daarvan, dat ons onsself daarmee kan identifiseer. Dat Esau sy vlees was geweldig honger. En ons gaan sien watter gevaar dit vir hom ingehou het, omdat hy toegegee het aan hierdie honger te binne in hom. Want die honger te begin altyd in jou maag, maar dan gaan dit soveel dieper. En die Genesis 25 wys vir ons, dit gaan eintlik oor die gees en die vlees. Hierdie storie gaan oor Jakob en Esau, maar die betekenis daarvan is baie dieper. Dit gaan oor die gees en die vlees. Daar staan ons sal dit nou lees, dit staan daar in die woord in Genesis 25, dat die oudste sal die jongste dien. En nou weet ek, jy het dit miskien nog nooit reg verstaan nie. En ons sien hier in hierdie gedeelte, geleesde gedeelte wat ons gaan lees, dat dit het met Esau en Jakob gebeur. Maar geliefdes, dit gaan nie net oor hulle nie. Hoor my hart vanmôre, hierdie gaan baie dieper. God wil vir jou en my vandag iets baie spesifieks kom leer hieromtrent. Hoe kom ek daarby uit? Kom ek sê weer, dit gaan oor jou vlees. Die oudste, sê die woord, moet die jongste dien. Ok, hoekom sê ek dit? Luister mooi, want ek en jy, geliefdes, word 2 keer gebore. Jy word die eerste keer as 'n babietjie gebore, uit jou moeder se skoot uit, en dan word jy, dis jou vlees, en dan, wat die oudste is, né? En dan word jy 'n tweede keer gebore, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy jou lewe vir God gee, wanneer jy as ware sê, Here, hier is ek, gebruik my, ek wil aan U behoort. Wanneer jy tot bekering kom, word jy wedergebore. En dit is wanneer God dan sy Heilige Gees in jou en my geesmens kom deponeer. Wat in die aard van die saak nou die jongste is, né? Jou wedergeboorte is nou die jongste. En nou sê die woord, dat die oudste, jou vlees, moet nou die jongste, jou gees dien. Dit staan in die woord. Maar het gaan veel dieper kom, om dit te verstaan. Kom ons gaan lees Genesis 25 vers 21 en 22. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou Rebekka, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor en Rebekka het swanger geword. Vers 22. Die kinders het in haar, binne in haar, teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? So hulle veg in die maag. Want mekaar rondgestamp as ware. Hulle het geveg, sy het dit geweet, sy het gevoel, sy het ervaar. Maar geliefdes, ek sê weer, dit gaan dieper. Hier is iets wat elke dag met jou en my in hierdie wêreld gebeur. Ons is voortdurend hier binne in ons in 'n geveg. Ons vlees teen ons gees. Die woord sê vir nie dat die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie. Maar die kwade wat ons nie wil doen, juist dit doen ons. En dit, geliefdes, is waaroor hierdie skrif gaan. Dit praat hier van Jakob en Esau in Genesis 25. Maar dit praat eintlik van die geveg wat elke dag en elke mens binne in ons woed. Ons vlees teen ons gees. Kom ons lees nou verder, vers 23. Sy het toe die Here gaan raadpleeg. Goddank, dis wat sy gedoen het, die regte ding om te doen. En hy het vir haar gesê, daar is 2 nasies in jou, vir Rebekka. 2 volke uit jou wat uit jou uitkom, sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander. Die oudste sal die jongste dien. En dit, geliefdes, is wat God ook vir elkeen van ons wil kom leer vanoggend hier uit sy woord uit. Ons het gedink dit gaan net oor Jakob en Esau. Maar eintlik, geliefdes, gaan dit oor ons. Elkeen van ons het 2 nasies binne in ons. Ons gees en ons vlees.
En hulle sal altyd in stryd wees met mekaar. En die waarheid het ons sopas uit God se woord gehoor. Dit is dat sodat die een sal altyd sterker wees as die ander een. Sê ons, wow, Here, dit is nogal scary. Dan vra ons die vraag, Here, nou watter een gaan die stryd wen? Luister geliefdes. Die antwoord is so voor die hand liggend. Dit hang van jou af, dit hang van my af. Wie die stryd gaan wen. Maar dit is hoe lief God jou en my het. Ons sal altyd 'n keuse hê. Daarom hang dit van ons af. Maar die volgende is baie, baie belangrik. Geliefdes, hierdie is die eerste keer van die begin van die woord af, dat God self geprofeteer het. Hy het nie 'n mens gebruik nie. God self het geprofeteer. En hy het gesê, die oudste sal die jongste dien. Maar die waarheid is, dit gaan nie regtig oor Jakob en Esau nie, maar oor wat binne in jou en my aangaan. Jou vlees verwys na Esau, en jou gees verwys na Jakob. So hierdie is maar net 'n verwysing na die waarheid van wat regtig met ons as mense gebeur. Kan jy onthou dat God vir Jakob by geleentheid gesê het, van nou af sal jy nie langer Jakob genoem word nie, maar Israel? Want uit jou sal die 12 stamme van Israel kom. Ek weet, jy onthou dit. Nou luister, besef ek en jy regtig, watter soort krag is daar binne in ons? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. Want as ons dit werklik besef, dan sal ons lewens anderster wees. Dit sal anderster lyk. God sê begin besef dat jy 2 nasies binne in jou het. En laat toe dat jou gees begin heers en regeer, nie langer jou vlees nie. Kom ons lees verder vers 25 en 26. Nou geliefdes, vers 24 sê, dat toe hulle gebore is, was hulle tweelingseentjies. Vers 25. Die eerste is gebore, rooi, vol hare soos 'n veljas, en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, en sy broer se hand, Jakob se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou, en hy is Jakob genoem. Nou, Isak was 60 jaar oud, toe hulle gebore is. En verder sal ons ook lees dat die rooi man, want dit is die betekenis van Esau, het 'n bakkie, so hier begin gepraat by die onderwerp van die bakkie, né? Het 'n bakkie vol rooi sop geneem. Want onthou geliefdes, hoe jy jouself ook al sien, jy sal jouself altyd assosieer met dit wat jy sien. Dit is nogal baie scary. So wanneer ons weer vers 26 lees, sal ons sien dat hulle heeltyd in 'n geveg met mekaar betrokke was. En weer eens dui dit op jou en my. Want dit is presies wat 24/7 met jou en my gebeur. En ek dink dalk is dit die rede hoekom ons so maklik moeg word. Want ons vlees is voortdurend in 'n geveg met ons gees gewikkel. En wat sê ons vlees dan? Dan sê ons vlees, doen dit. Sê dit. Kry dit net oor, want almal doen dit. Terwyl jou gees sê, nee, jy moet anders wees. Ons weet mos, a child of God is not meant to blend in. A child of God is meant to stand out. Soos 'n seer vinger, wat jy uitstaan. Kom ons lees verder, vers 27 tot 32. Die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Jakob was 'n rustige mens, hy het tuis gebly. Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka het weer vir Jakob voorgetrek. Op 'n dag terwyl Jakob lensies op aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld daaraan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk. Van daardie rooi goed, want ek is doodmoeg. En daarom is hy Edom genoem. Toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgebore aan my. Esau het geantwoord, ek gaan tog sterf. Want daar baat dit my om die eersgebore te wees. Almal doen dit mos. Almal doen mos hierdie dinge. Dis wat jou vlees altyd sê. Sê dit maar, doen dit maar. You can't beat them, join them. En dis die groot probleem met ons geliefdes, want ons vlees is altyd honger. En dit is hoekom ons as mense met so baie dinge worstel.
Want ons vlees raak net nooit versadig nie. Jy wil graag iets hê, en dan as jy dit kry, is dat jy dan miskien so vir 'n bietjie okay, en dan soek jy nog meer. Want jou vlees kry jy nie gevoed nie, hy bly honger. Kom ons lees verder, vers 33 en 34. Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met 'n eed, dat jy jou reg as eersgeborene aan my sal oormaak. Esau het dit gedoen, en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Daarna het hy vir Jakob vir Esau brood en lensiesop gegee, in die bakkie, en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. En dit, geliefdes, is hoekom, as jou vlees krag het oor jou gees, dan sal jy baie maklik jou eersgeboorte reg opgee wanneer jy honger is. So dit is mekaar gesê, jou vlees is altyd honger. Maar die hartseer is, dan gee jy as ware God se wil op vir jou eie wil. Wat erger is, jy verkoop God se wil vir jou eie wil. Dis nie alleen hartseer, dit is so scary. Dis genuine scary. En daarom sê God, die oudste moet die jongste dien. En solank as wat ek en jy nie volgens hierdie orde in ons lewens gaan inrig nie, sal ons lewens nooit in plek skuif nie. Want die oomblik wanneer ons dit begin doen, sal ons nooit die fout maak om God se wil te verruil vir ons eie wil nie. Ons sal slegs ons eie wil opgee en in God se wil as ware inval. Maar nou kom sê God, onthou, jy het altyd 'n keuse. Ek en jy het altyd in hierdie lewe 'n keuse. Moenie vergeet nie, dit gaan oor die maag, dit gaan oor die geboorte, dit gaan oor die bakkie, onthou die bakkie lensiesop. En dit is hoekom, as jou vlees krag het oor jou gees, dan is jy ook 'n bedrieger net soos Jakob. En wanneer jy verander, sodat jou gees jou vlees oorneem, luister mooi, dan staan God se belofte vas wat sê, nasies uit jou uit, daar sal nasies uit jou uit voortkom, en jou naam sal ook verander word na Israel. Liefdes, God het baie vir jou en my in stoor, ook vir die nuwe lewensjaar, die nuwe jaar wat voor ons lê. Ons ken nie die jaar nie, so het ons die voriges ook nie geken het nie. Niemand weet nie. Maar God se beloftes staan altyd vas. God het beloof, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Dit is wat hy doen, wat hy altyd sal doen. En daarom laat hy ons vanoggend met hierdie vraag vir hierdie week. Besef jy werklik vanoggend, ook na aanleiding van hierdie skrifgedeelte, wat binne in jou is? Besef jy wat jy werklik binne in jou het? Besef jy werklik wat binne in jou en my geesmens gedeponeer is? Weet jy dit? Besef jy dit? Dis wat God wil hê, waardoor jy en ek vir hierdie week moet gaan besin. Amen. Liefdes, ontvang nou ook die seën van die Here vanoggend. Nie uit my mond nie, maar uit God se troonkamer uit vir julle. Die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here julle God wil julle gebede verhoor. En julle sy vrede, sy guns, sy goedheid, sy genade, sy liefde, sy oorvloedige lewe skenk. God seën elkeen. Amen.